Dit is vandag Vrydag 13 Februarie. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Matteus 5 vers 13 tot 16. Ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Ek nooi jou vandag uit om daar waar jy is tot rus te kom en om bewus te word van die nabyheid van God. Jesus het op 'n keer vir sy disippels gesê, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, maar vriende. Raak bewus van God, wat soos 'n vriend langs jou kom staan. Bid saam met my hierdie gebed. Here God, U teenwoordigheid skep lewe. En die liefde omvou die wêreld van die een einde na die ander. Dit omvou ook my klein wêreld van begin tot einde. Here, ek kyk so maklik U oorweldigende teenwoordigheid mis. Ek vergeet dat U my op my naam ken. Gees van God, ek stel myself oop vir U stem. U wat die krag en wysheid van God is. Vul my met wysheid, waarheid en vrede. Matteus 5 vers 13. Jesus is hier aan die woord en dan sê hy, julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Dink weer vir 'n oomblik na oor hierdie bekende woorde van Jesus uit die bergpredikasie. Dalk wil jy dit nog weer 'n keer net deurlees. Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Waarheen neem dit jou gedagtes vandag? Om sout te wees is nie iets waarna jy kan streef of voorwerk nie. Jesus sê, julle is dit. Jy is dit. Jy is die smaak van hierdie aarde, 'n element van God. Southeid is om getrou te wees aan hoe God jou gemaak het. In die taal van hierdie wêreld word daar gepraat van influencers, smaakmakers in Afrikaans. Ek dink Jesus vra, watter smaak los ons in ander se mond met ons teenwoordigheid? Dit is amper soos 'n aangename geur wat bly, al het 'n persoon wat die hele vertrek verlig het reeds die ruimte verlaat.
Miskien gaan disippelskap minder oor sigbaarheid, meer oor teenwoordigheid, minder oor groot dade en meer oor stille getrouheid. Sout skree nie. Dit eis nie die belangrikste plek in die gereg nie. Dit bring geur. Die mooi wat daar reeds is, kom net na vore op grond van die sout. Ek en jy is goddelike sout en smaak. Dis hoe God sy wêreld seën. Hoe ervaar jy dit dat God ons op hierdie manier aanspreek? Dat Jesus sê, jy is sout vir sy wêreld. Wat beteken dit vir jou in jou geloofsreis om dit vandag weer te hoor? Ons is sout vir die aarde, sê Jesus. En dan sê hy ook, julle is die lig van die wêreld. Lig is die sigbare energieveld van God. Dis liefde wat beweeg en skep. Laat daar lig wees was God se eerste woorde en daar was lewe. Woord wat vlees geword het. Dit is die lig van God. Die lig wat ook tussen ons kom stap het hier op aarde. So sout kan jy dit ook nie produseer nie of self skep nie. Jy kan net weerkaats wat jy reeds ontvang het van God, wat jy aanhou ontvang van God. Dis wie jy is, lig vir die wêreld. Ja, daar is oor genoeg rede om te praat oor die duisternis in ons wêreld, die donkerte van ons tyd, maar die wêreld skitter ook as gevolg van mense wat God se goedheid, God se lig weerkaats, soms meer as wat ons van bewus is of sien of oorgetuig. Sonder fanfare en groot aankondigings maak hulle God se wêreld lig. Dit gaan soms ongesiens by ons verby. Wat ek Jesus hieroor sê is, maak die luike van jou vensters en jou deure oop, sodat die ligtheid van God se lig deur jou na ander kan vloei. Wat het vandag in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor. Here, wanneer ek my oë toemaak in gebed voor U, dan is daar soveel versoeke wat ek vandag kan rig, so baie opinies wat ek het om te gee, en ontelbare begeertes wat ek nou kan bekend maak. Maar Here, ek vra dat U dit nou hier in my sal stil maak. Ek kies om te luister na my lewe, na U lig. Here, ek wil teenwoordig wees vandag in elke oomblik, in elke vervelige taak, en elke lewegewende gesprek. Here, mag ek vandag bewus wees van U nabyheid in alles wat oor my pad kom.
en mag u genade my vul met waagmoed, om sout en lig vir u wêreld te wees. Amen.